Goeiemôre, kom ons sing hartlik saam. Ons begin met Liedboek 223 vers 1 en 2. Vonk 2 vers 1 en 2. Liedboek 525 vers 1 en 2. Alleluia.
9 vers 1 en 2 ook. Vonk 119 vers 1 en 4. Goeiemôre broers en susters. Ag, heerlik om vir almal van julle ook vandag hier by die kerk te sien en ja, dis 'n bietjie koud vandag. So ek verstaan dat party dalk bietjie bang is vir die weer, maar ons het ook kuiermense vandag, want ons het die wonderlike voorreg om weer die doop vandag te kan bedien. En ek hoop ons kuiermense het lekker saam met ons gesing. Ons is 'n singende gemeente. Is vir ons belangrik om self te sing. En daarom kies ons dan ook vir musiek wat 'n mens kan sing.
Ons gaan dan ook nou 'n bietjie onsself voorberei om die Here te ontmoet. So ons sing as 'n toetrede lied of 'n naderstaan lied, Gesang 438, dan gaan ons bly staan vir die fotum en die seën as die Here ons groet met sy seën, en dan antwoord ons weer spontaan met 'n loflied, Gesang 196 daarvan vers 1 en 3, en dan gaan ons dadelik oorgaan na die bediening van die doop. Die wet en die belydenis gaan ons vandag dan na die prediking hanteer en daarmee ook die klem lê op die wet van die Here as ons kenbron van dankbaarheid. So ons lees nie die wet om vir mense te sê, man, so moet jy nou lewe om gered te word nie. Jesus het ons gered. Maar ons luister nog steeds na die wet, die 10 gebooie of die samevatting van die wet. Of vandag gaan ons uit Kolossense 3 uit hoor, hoe wil die Here hê ons moet lewe? En ons doen dit omdat ons dankbaar is vir wat Jesus vir ons gedoen het. Kom ons sing. In die Bybel staan daar, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
Nou ja, dis altyd lekker om die doopformulier te lees, want mense kan dit so half soos 'n liefdesbrief van die Here aan ons ook opneem. Want daarin lees ons, God het ons lief. Ja, as ons dit gesê het, het ons eintlik alles gesê wat ons wil sê met die doop. God het ons lief. En God het julle kind ook lief. En God het elkeen van sy kinders en sy kinders se kinders lief. Hy is nie slegter as 'n oupa en 'n ouma nie. Hy is die ultimate oupa. God het ons lief nog voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop aan ons bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. En mens moet nooit hierdie 2 sakramente los van mekaar sien nie. Want dit gaan oor die een offer van Jesus Christus aan die kruis. Die water simboliseer die bloed van Jesus. Die wyn in die nagmaal simboliseer die bloed van Jesus Christus. Dit kom daarop neer dat ons verlossing nie uit onsself uitkom nie, maar uit God. Dit groei uit wat die Here Jesus vir ons gedoen het aan die kruis op Golgotha. God, deur die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees, het hierdie evangelie ook vir ons besondere betekenis. Daarom doop ons ook die kinders van die Here. Die doop van hierdie kindjie vandag wil ook ons een en elkeen opnuut herinner aan ons eie doop. So ons neem ook deel aan die sakrament van die doop deur vandag dit weer te sien. Ons glo dat ons die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verbondsverhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing alleen op grond van Jesus. Daarom staan ook op die kansel, Jesus alleen is ons verlosser. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Heilige Gees in hierdie kindjies, soos in ons een en elkeen wil woon en uiteindelik ook die geloof in ons wek. Die doop roep ons op om God lief te hê. Die belangrikste is dat gelowiges die betekenis van hulle doop moet verstaan en uiteindelik uitlewe. En daarom is dit die ouers se plig en gaan hulle dan ook beloof dat hulle dit gaan doen om hulle kinders te leer wat hulle doop beteken. Die kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van die gelowiges te ervaar wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Sodat dit ook vir almal duidelik kan wees dat julle ook die doop so verstaan en ook bereid is om hierdie verantwoordelikheid op julle te neem, om ook hierdie kindjie van julle te leer wat haar doop beteken. Vra ons dat julle op die volgende vraag sal antwoord. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks die sondige natuur waarmee ons almal gebore is, deur God in genade aangeneem is, op grond van die offer van Jesus Christus aan die kruis? Glo jy dat die evangelie, soos ons dit ook in die kerk verkondig en in ons kerk se belydenisskrifte verduidelik word, dan ook alles vir ons leer wat ons nodig het vir ons verlossing? En beloof julle om hierdie kindjie van julle te leer wat haar doop beteken en te laat groot word binne die geloofsgemeenskap van ons Here Jesus Christus se kerk? Wat is hier op julle albei se antwoord? Broers en susters, ons gaan dan nou die doop bedien en ek vra dan dat hulle wijkouderling, Konradi, Frans Konradi dan ook saam met my sal kom.
ek sal in my diensboekie moet skryf dat ons met die babatjie laat inkom. Wat ek net gou vir julle spreek die naam woord. Lenet van der Merwe, doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vir hulle die seënbede van die Here, bly maar net so staan en dan gaan ons ook vir hulle dank. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer te sien dat U lief is. Dat U vir elkeen van ons lief is. Dit is vir ons ondenkbaar dat U vir ons sal lief wees en nie vir ons kinders nie. Daarom is verbond vir ons gesin. Verbond is ons en ons kinders. Verbond is voordat ons kan kies of vra, het U seun ons vloek gedra. Maar ons het weer tasbaar kon sien en kan beleef, ons sien in hierdie sakrament U wat met ons praat, U wat besluit het, dit is hoe ek julle gaan herinner aan wat op Golgotha gebeur het. 'n merkie op die voorkop. U ken U eie. Maar ook die bose kan sien, hierdie is God se, né? Bly weg. En daarom het ons hierdie wonderlike troos en het ons goeie nuus om met mekaar te kan deel, omdat U vir ons hierdie goeie nuus 'n werklikheid gemaak het. Ons bid in die besonder vir hierdie huisgesin, Here, dat U altyd ook in hulle huis teenwoordig sal wees deur die werking van die Gees, in hulle harte, in hulle menswees. Dat hulle nie vir hulle kinders hoef te vertel elke dag dat ons kinders van U is nie, omdat hulle leef as kinders van U. Here, wil U ook gee dat ons as gemeente hulle ook altyd sal omarm, dat ons altyd sal soek na wat dit beteken om te sê dat ons die huisgesin van God is, die liggaam van Christus, waarin elkeen 'n belangrike rol speel. Dat ons mekaar sal mis as een nie daar is nie. Here, waar ons nou ook kan luister na die woord, wees deur die Gees ook in en by ons, help ons om te hoor en te luister, help ons om te glo, help ons om te lewe.
wat ons glo. So bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons luister na die Here se woord. Ons gaan vandag lees uit Genesis 32 vers 22 tot en met 32. Die nag het ou Jakob opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en deur Jabokdrif gegaan. Nadat hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jakob het alleen daar agter gebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan sodat dit uit die potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê: "Los my, want die dag breek." Jakob het geantwoord: "Ek sal jou net los as jy my seën." Toe vra die man: "Wat is jou naam?" En hy antwoord: "Jakob." Die man het gesê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer en jy het dit einduit volgehou." Toe sê Jakob: "Sê my tog jou naam." En die man vra: "Waarom vra jy my naam?" Hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek Pniel genoem, want het hy gesê: "Ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie." Net toe Jakob by Pniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het mank gebly aan sy heup en daarom eet die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan op die heup senuwee. Ons lees tot daar uit die woord van die Here. En ons gaan dan nou ook as voortsetting van die gebed terwyl ons staan sing Gesang 266.
Ons teksgedeelte kom uit vers 22 waar daar staan Jakob het deur Jabokdrif gegaan. En dan is dit belangrik om ook te onthou dat nie net Jakob deur die Jabokdrif gegaan het nie, maar ook sy 2 vroue, sy slavinne, sy 11 kinders en al sy besittings. Alles het deur Jabokdrif gegaan. En dan die tema vir die prediking vandag is verander. Verander deur God se genade. Verander deur God se genade. Wat is in 'n naam? Baie keer wonder 'n mens en veral as 'n mens nou so 'n ou kleintjie op pad het, dan is dit nogal 'n groot storie om by daai naam uit te kom. Sien pappa en mamma het ook so 'n kombinasie van hulle eie name gemaak. Pragtig ook vandag. In die ou dae kon dit nogal beteken dat jy of 'n wonderlike erfporsie op die lyf kon loop as jy die regte naam gekry het, of as pa en ma nou so 'n bietjie hardkoppig was met oupa en ouma, kon dit dalk die teenoorgestelde tot gevolg gehad het. Gelukkig is dit in hierdie dae waarin ons lewe nie meer daarom so groot storie nie, want daar is nie meer so baie plase om te erf nie. In die Bybelse tyd het elkeen sy eie unieke naam gehad. Daar was nie so 'n ding van die eerste seun kry sy oupa aan die pa se kant se naam, en die tweede seun kry die oupa aan die ma se kant se naam, en die derde seun die pa se naam, vierde seun die oudste broer aan die pa se kant, die volgende seun die oudste broer aan die ma se kant. Jy weet, hulle het dood eenvoudig maar net 'n naam gekies. En die naam was baie keer aan die hand van ietsie wat gebeur het rondom die geboorteproses, of die swangerskap, of die tyd waarin die kind gebore is. Of baie keer het hulle ook daarmee 'n seënwens vir die kind eintlik so half sy lewe lank laat saamdra. Dis interessant by die profete dat baie van hierdie profete kinders vreeslike name gekry het, om ook te onthou dat hulle tot bekering moes kom. Jakob het sy naam gekry as gevolg van die interessantheid wat tydens sy geboorte gebeur het. Hy was natuurlik die tweede van 'n tweeling wat gebore is, en hy's gebore met sy broer se hakskeen in sy hand. Hy het sy broer se hakskeen vasgegryp. En hulle gee hom toe die naam, en as jy die Hebreëus lees, dan is dit iets van Jakob, of Jaakov. Die by in die Hebreëus is baie dieselfde, maar kom ons sê Jakob, en dit word Jakob. Maar die woord vir hakskeen was akeb. Akeb. En dit het uiteindelik 'n woord geword wat in die taal dan beteken het om die hakskeen te gryp, of iemand wat iemand anders kan fnuik, of die ander naam wat toe uiteindelik ontwikkel het was die verdringer. Nou sien dan uiteindelik in die latere gedeeltes van Genesis dat Esau sê, Jakob, jy het my 2 keer verdring. Jakob se naam, het is elke keer wat iemand dit gesê het, die gedagte na vore geroep, 'n regte hakskeen gryper. Ons sal seker in Afrikaans sê, 'n hakskeenbyter. Ons daai klein hondjies wat jou altyd so irriteer. En aan jou hakskeen byt. Ek het ook een.
'n irriterende enetjie wat jy maar moet besop voor, want hy gaan jou vnuik. Hy gaan jou uitoorlê. En so sou Jakob se lewe dit ook weerspieël. 'n Regte mamma se seentjie, terwyl Esau saam met sy pa gaan jag het en die buitelewe robust beleef het, was Jakob die een wat gehou het van kos maak en so al om die huis was. Hy kry dit dan ook reg om, toe Esau baie honger en onverantwoordelik van die veld afkom, sommer Esau se eersgeboorte reg vir 'n pot lensies op te koop. En toe het nou duidelik word dat pa nou nie gaan val vir hierdie grappie nie. Toe maak hy en sy ma plannetjie met die ou velletjies. En Jakob kry die seun van Isak. Alles sou 'n baie interessante storie gewees het, 'n mooi ou storieetjie. As dit nie was dat Abraham hulle oupa was nie. En dis hier waar die probleem nou bietjie na vore kom. Abraham is God se derde poging om nuut met die wêreld te begin. Met Adam en Eva het hy begin en dit het nie goed uitgeloop nie. Met Noag het hy 'n tweede keer begin en dit het ook nie goed uitgeloop nie. Met Abraham begin hy 'n derde keer, eintlik van onder af, om weer 'n volk bymekaar te maak, mense bymekaar te maak wat in verhouding met hom kan lewe. En nou hang hierdie hele poging van God van twee mense af, Esau en Jakob, die tweeling, die twee kleinseuns van Abraham. Watter een van hierdie twee sal die verbond vorentoe kan dra? Menslik gesproke was daar eintlik geen hoop dat hierdie derde poging van nuut begin sou slaag nie. En uiteindelik was daar ook 'n vierde keer toe ons Here Jesus na die aarde toe gekom het. Maar ons ken die res van die verhaal. Jakob sou uiteindelik Israel word. God het 'n lang pad saam met hom geloop, van daardie droom wat hy by Bethel gehad het van die leer, en hy gesê het, ek het nog eintlik net gehoor van my oupa Abraham se God, maar nou toe kom die eerste keer leer ken. 14 jaar was hy by oom Laban gewees, en hy het die hele tyd gedink hy werk vir Rachel. Maar toe kry hy vir Lea, en toe kry hy vir Rachel. Tot hier by Jabokdrif. En Jabokdrif was nie sommer net 'n drif nie. Dit was die grens tussen waar sy broer se area begin het. Hy gaan terug na sy wortels toe. En hy met sy broer Esau, hierdie robuuste Esau, in die gesig gaan kyk. Esau was aan die ander kant. Sy verhouding met Esau was op sy gedagtes by Jabok. Maar Jakob het nie eers besef nie. Die grootste gevaar in sy lewe was nie wat gaan Esau met hom maak nie. Die grootste vraag in sy lewe was nie, hoe lyk my verhouding met my broer Esau nie. Die grootste verhouding, die belangrikste vraag wat geantwoord moes word, is hoe lyk my verhouding met God? Sy worsteling met God.
Ja, die Here erken dit. Jy het nie net met mense geworstel nie, jy het ook met God geworstel. Sy vra, sy gesukkel om te verstaan. Kom gaan dit so met my? As ek dink dit word beter, dan het iemand my gevnyk. As die ou skapies mooi aanteel, dan het ou Laban 'n nuwe plan. As ek dink dit is nou uiteindelik tyd om te trou en my liefde van my lewe, die lewe te begin, hier's Lea. Here, het ons nie daar by Bethel ooreengekom met mekaar dat U na my sal kyk nie. Dat nie daar vir U beloof, as U na my kyk, sal ek vir U lief wees. 'n gelofte gemaak nie. Here, hoekom kry ek so swaar? Ek dink Jakob se grootste worsteling was, wie is ek regtig? Wie is ek? Kleinseun van Abraham, seun van Isak. Wie is ek? Die worsteling by Jabok is simbool van 'n lewe van worsteling. Gaan nie net hier oor iemand wat nou met 'n verskyning van God gestoei het nie. Dit is simbool van 'n lewe van sukkel om te verstaan. So baie van ons ken dit ook, die vraag, die worsteling. Wie is ek? Maar dit sê God, Jakob het nie moed opgegee nie. Reg deur die nag, reg deur sy lewe, het hy aanhou worstel, aanhou vra, aanhou soek. Aanhou probeer om te verstaan, totdat God hom die hou gegee het, wat hom vir die res van sy lewe mank gemaak het. Het was amper asof hierdie hou vir Jakob so bietjie in lyn getik het. So bietjie wakker gemaak het. Hier was alles uiteindelik vir hom glashelder. Hoeveel van ons ken nie ook so 'n situasie waar ons so hou gekry het in die lewe? En dan wonder mens nie meer nie. Dan wonder jy nie meer, wie is God, wie is ek, wat is aan die gang in hierdie wêreld nie, dan weet jy. Dan weet jy, wie is God. Maar daar in sy deurgaan deur Jabok drif, verander nie net sy lewe nie, hy en sy huisgesin. Hy en sy vrouens en sy kinders en sy besittings en alles wat hy het en alles wat hy is, verander deur God se genade. Ja, God kon hom vermorsel het as hy wou. Maar God het hom laat worstel totdat hy verstaan het. Totdat hy geweet het wat die antwoord is toe hy self vra, wat is jou naam? Die doop is ook vir ons soos 'n simbool van Jabok gedrif, waardeur ons en ons kinders en ons gesinne en ons menswees gaan
Ook ons kon vermorsel gewees het deur die heiligheid van God. Maar hy kom in Jesus Christus na ons toe. Hy kom in die kruis op Golgotha. Ja, aan die kruis vat God ons hou. Dit is die hou van die doop. Dit is die hou van ons Jabok. Jesus vat ons hou. En ons dra die teken van die hou. Ons dra dit in die teken van die doop op ons voorkoppe. Ons dra dit in die teken van die nagmaal wanneer ons kom aansit as 'n huisgesin, verander deur die genade van God. Jesus vat ons deur Jabok, deur sy offer en sy bloed, deur ons hou te vat. Wat belangrik is dat ons in die doop en later in die nagmaal wat herhaal en herhaal en herhaal vir die res van jou lewe. En dit is so wonderlik dat die Here nie gesê het net een stukkie bederf nie. Daar gaan vir die res van jou lewe bederf wees. Elke keer wat jy nagmaal gebruik, is dit asof ons daardie senuweebondeltjie eenkant sit en sê ons gaan dit nie eet nie. Ons gaan onthou. In die nagmaal eet ons toevallig, maar jy verstaan wat ek bedoel. Ons gaan hierdie teken sien en ons gaan onthou. Ons gaan onthou hoe God ons verander het. Ons naam verander het. Ons toekoms verander het. Ons menswees verander het. Verander deur die genade van God. Verander deur die liefde van God. Verander op grond van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Jy sal nie meer verlore genoem word nie, maar kind van God. My liewe broer en suster, mag ons elkeen ook vir God van aangesig tot aangesig sien in dit wat hier gebeur. Mag ons hom beleef. Mag ons weet en altyd hierdie teken met ons saamdra. Die teken van die bloed van Jesus Christus. Ja, en al moet ons dan ook so 'n bietjie mank loop, al moet ons ook so 'n bietjie stadiger oor die klippe. En altyd tyd maak om te onthou. Mag ons weet, dit is 'n teken van liefde. Dit is 'n teken wat sê wie ek is. Wat my identiteit is. Ek is gedoop. Ek is 'n kind van God. Ek weet dat die Here nooit sy rug op my sal draai nie. Want dit het sy geliefde seun se lewe gekos. 'n Mens draai nie jou rug op so 'n duur prys nie. Ek is verander deur God se liefde. Amen. Kom ons bid saam.
Liefdevolle Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag weer kan hoor wat die betekenis van ons doop is. Dankie dat ek kan weet, ek is verander deur God se liefde. Here, waar ons nou ook gaan luister, waar ons gaan antwoord, waar ons weer gaan luister, hoe U wil hê ons moet gaan lewe. Lei ons deur die Gees. Amen. Broers en susters, nadat ons die prediking opnuut herinner is aan ons hemelse Vader en genade en liefde oor ons, laat ons met geloof antwoord. Kom ons bely ons geloof staande. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gekruisig, gelei het, begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die geskrifte, wat opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Liewe broers en susters, dankbaarheid word geleef. Kom ons gaan leef nou ook ons dankbaarheid uit daar buite. Kom ons luister aandagtig uit Kolossense 3 vers 12 tot 17 hoe ons dit kan doen. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te wees. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing.
En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Kom ons verootmoedig ons voor die Here en betuig ons dankbaarheid teenoor die Here deur ten slotte Liedboek 525 vers 1 en 3 saam te sing, waarna ons by staan vir die uitspreek van die Here se seën. Ontvang nou elkeen die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle en kragtige inwoning en werking van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. En ons antwoord God, Amen. Mag dit so wees. Jy kan die sitplekke inneem. Goed, kom ons kyk net gou so vinnig. Ons deel maar altyd so 'n bietjie lief en leed met mekaar so na die erediens. En dan kyk ons ook bietjie vinnig. Ek weet almal van u kan lees en ek hoop u kan lees. Hy sukkel bietjie met die lees, maar almal kry dit reg. Kom ons kyk die lief en leed vir hierdie week. Ek wil dan net ook sê dat Mimi Terblanche wat verlede week oorlede is, begrafnis voor verlede week, tyd vlieg. Is dan eerskomende Vrydag. En dan het maar net gevra as hy graag saam met die familie wil eet, dat hy net vir hom laat weet. Dan het ons eintlik hierdie week 3 begrafnisse. Môre oom Johan Louise is ook skielik hierdie week oorlede. En hy was nog verlede Sondag hier saam met ons in die erediens. En toe het hy nou 'n hartaanval gekry in die week en oom Johan word dan môre daar by die kapel van Kono begrafnisdienste begrawe, of altes die roudiens vind daar plaas. En ons sê ook baie sterkte vir tannie Annetjie en die familie, ook in hierdie tyd van rou. En dan die derde enetjie wat hierdie week begrawe word, is tannie Ria Viljoen. Nou baie van u sal haar dalk onthou as Ria Foster. Sy het groot geword in ons gemeente, haar pa en ma was jare lidmate van die gemeente. Sy is toe later met Viljoen getroud en sy het toe verhuis maar die familie het gevoel hulle wil haar hier kom begrawe of die roudiens kom hou waar sy groot geword het.
So haar begrafnis is dan eerskomende Saterdag. Dan dink ons in hierdie week, oom Koos Hugo gaan Vrydag vir verdere toetse hospitaal toe, sê baie sterkte. Tannie Daleen het uiteindelik gehoor dat sy die 15de Junie gehelp gaan word met die vreeslike pyn en ongemak en omstandighede wat sy beleef, so dan gaan sy vir 'n baie groot operasie. Pieter Steyn is daarom vandag saam met ons. Ek sê, hy maak my amper bang hoe getrou hy is. Maar waar sit Piet nou? Nou sien kom nie, sit hy. Sê Piet, jy moet asseblief, ek sê nou voor almal, jy moet jouself oppas. Jy moenie jouself moer nie. Maar baie dankie ook vir alles wat jy doen te midde van jou eie omstandighede wat nie altyd maklik is nie. Piet is een van ons baie goeie ouderlinge in die gemeente. En in sy pyn en lyding het hy nog steeds gaan huisbesoek doen. Dan het ons vir Flip die Jager wat ook hierdie week of verlede week het hy 'n klont deur die long gehad. Hy sterk nog aan. Lyk soos Flip wat daar sit. So ek dan wil ek jy sal hier vandag hier saam met ons Flip, so of dit gaan beter. En dan toe in die Harmse het 'n groot rugoperasie gehad. Hy sterk nog aan. En dan het ons laatberiggies aan die Annetjie Swanepoel, sy worstel nou baie jare met hartversaking en dit raak nou bitter erg. So sy is in Peglarey sal gee wat sy so moeg was dat sy net nie kon opstaan nie. En dan het ek ook vanoggend gehoor dat Annie Drien Bloem ook in Peglarey is, maar ek weet nou nie watter saal nie. Ek weet nie by watter Bloem pas dan die Drien nou in nie. Is dit by oom hulle of waar? In elk geval, so gee maar net vir my 'n bietjie meer inligting asseblief. Dan kyk ons of ons nie by haar ook kan uitkom. Dan wil ek ook baie sterkte sê vir Loeren doen altyd vir ons. Sy is een van ons baie goeie diakens en kategete en sy doen vir ons prentjies met die eredienste se goeders en so. En haar pa is nou al vir 'n geruime tyd baie siek in die hospitaal wat hy kanker in die mond gekry het wat hulle toe moes uitsny en veloorplantings doen en dit het nie lekker gevat nie en dit is maar 'n vreeslike moeilike stryd en ons dink ook aan hulle as gesin. Broers en susters, dan het ons daarom lekker koek en teesake ook, verjaarsdae. Vandag verjaar Jandrey Kutse. Ek kyk maar of iemand spring. En dan Johan van Rooyen. Oom Johan hoef nie te spring nie, want hy word 80 jaar oud. As 'n mens 80 is, spring jy nie meer nie. Maar baie geluk. Is oom Johan dalk hier so vandag? Dit is net, kyk, ek kan nou nie dink dat hy op jou 80ste verjaarsdag en nou nie iewers saam met jou kinders is nie. Goed, en dan wat ek net sien, en dan is daar die enetjie wat nou nog nie op die poppia is nie, is die Dianey Janse van Vuren, en ons sê vir Dianey ook baie geluk. Dan kom ons by Maandag se verjaarsdag, Mareike Quality, sy woon in China op die oomblik, dis ons verste lidmate. Ek het hom, Wouter wag nog vir die vliegtuigkaartjies om te gaan huisbesoek doen, maar ons het dit nog nie gekry nie. Goed, en dan het ons vir Willie van Skalkwyk, wat 72 jaar oud word. Willie is gewoonlik hierdie kant iewers. Net kyk, en dan het ek net gou sien, Woensdag se verjaarsdag, Liliana Kutse, het ek het reg, Liliana. Sy baie geluk daarso. En dan het ons Donderdag vir Malan Klopper, een van ons finalejaar katkesante, en Christo Rousseau, Christo hulle, Malan, waar is dit Malan? Hulle sit gewoonlik op die galery, daar sit Malan, daar heel agter, daar sy, en Christo, ek net so vinnig kyk, waar, daar sit Christo, daar by die pilaar, baie geluk Christo, en dan Christian Pfeiffer, 13 jaar oud, proper se tiener, dis nou weer een wat kan spring. En dan het ons Saterdag Adrian Bouwer, 21 jaar oud. Sy baie geluk vir Adrian. En dan Vrydag het ons vir Louis Nel, 71. Louis Nel. En dan het ons Dion, is Louis hierso? Ek dink sy behoort hier te wees. Goed.
En dan Dion Opperman, 8 jaartjies oud. Dis sy, 8 jaar al. Sjoe, jy word groot hoor. Met 'n groot en 'n soet seun wees vir mamma en vir pappa, vir ouma en vir oupa en almal wat vir jou lief is. Goed, en dan het ons vir Lillebee van Tannie Lillebee word 71 jaar oud. Ek weet hulle kyk maar meestal na die streaming. Tannie Lillebee het 'n beroerte gehad en sy loop nog baie moeilik. Maar ons dink ook aan haar en ons hoop sy gaan lekker verjaar. En ek dink dis al die verjaarsdagmaatjies. Die week se program kan iemand net vinnig kyk. Ons is nogal redelik besig met die huisbesoek hierdie week. Ek begin nou 'n bietjie kleinserig raak vir aandhuisbesoek hier in die winter. Ek dink volgende jaar redelik met dinge beter, laat ek net in die dag huisbesoek in die winter. Goed. Rita is ook nou nog hierdie week bietjie by Sumari, want Sumari se man het gaan jag en sy's nou so op die hond se stert met die swangerskap. Ja, as die Heer se wil is, word ons mos nou volgende maand weer oupa en ouma van 'n dogtertjie. So sy het bietjie vir Sumari gaan bystaan daarso. En dis dit. Ek dink die res kan nie maar sien. Volgende week doop ons weer. Ja,